Vroeë môre hier op my stoep, die son wat deurbreek, vars lig, die bloeisels, die belofte van lente, voëls wat in die tuin rondvlieg, klomp dinge wat hierdie oomblik van my eintlik vol goud maak. Heerlike koppie koffie, môre elkeen van julle. Hoop dit gaan vanmôre vir julle 'n wonderlike belewenis wees saam met my rondom die woord van die Here, dat dit sommer so in jou hart sal inkruip en dat dit 'n groot vreugde sal bring. Terwyl ek nou hierdie koppie koffie drink, met al hierdie goud rondom my wat eintlik hierdie oomblik so kom vol maak en vir my 'n borreling en 'n vreugde gee. My vrou het dit vanoggend vir my gemaak, moerkoffie. Het daar van die moer in die koffie gekom. En ek was nog so heerlik besig om te drink. En toe is daar skielik hierdie bitter smaak in my mond. Die moer het deurgeglip in my koffie. En dit het sommer veroorsaak dat 'n vreugdevolle oomblik nou skielik so 'n tint van die moer het. Ek weet nie of dit al met julle gebeur het nie. Die siffie het nie gewerk nie. As die siffie werk en hy sif die moer uit, dan kom die suiwer koffie deur. En dis baie soos mense. Ons sintuie moet 'n siffie hê. Jy moet die vermoë hê om dit wat van buite af in jou inkom te kan sif, sodat net die mooi na binne kom. God wil hê ons as kinders van die Here moet vreugde hê en ons moet bly wees. Maar ek kom agter mense sukkel in hierdie tyd. Dis 'n moeilike ding om vol vreugde te wees. Hulle sukkel om te lag, hulle sukkel om te borrel. Hulle sukkel om dit wat hulle anders maak as die wêreld in hulle in te kry. Omdat daar soveel negatiewe goeters is. Deur die vensters van die siel, Marita Martin skryf natuurlik so 'n pragtige ding in haar boekie Nuwe Sandale, dat deur die vensters van die siel wat 'n mens se oë is, jou ore, jou neus, jou mond, jou voel, jou 6de sintuig, kom daar baie goed na binne en kom plak hier aan 'n mens vas. Binne in jou gemoed, in jou verstand, in jou hart. En dit maak dat 'n vreugdevolle dag, 'n dag wat eintlik vol blydskap moet wees, baie keer verander in 'n dag vol donker, in 'n dag vol van ek kan nie bly wees nie. Ek kan nie lag nie. Ek wil vanmôre en in die volgende paar weke wil ek so 'n bietjie met julle kom praat oor hierdie unieke eienskap van kinders van die Here om ten spyte van waar hulle is, hoe hulle lewe lyk, wat met hulle gebeur, vol vreugde te wees, om blydskap te hê, om te kan lag, om te kan glimlag, om te kan sê alles is oukei. Alles miskien nie oukei nie. Baie welkom julle. Ek love dit as julle vanmôre inskakel. Ek kan dit sommer voel. En dis een van die mooi dinge wat ek vanmôre hier beleef. Al my medewerkers in die koninkryk van God, al my medeboeties en sissies. Skuif maar nader. Kom word deel. When you move, darkness runs for cover. When you move, no one's turned away. Where you are, fear turns into praises. Where you are, no hearts left unchanged.
justice roll on like a river. Let worship turn into revival. Lord, lead us back to you. Ek gaan nou maar hierdie koppietjie koffie neersit, want hy gaan meer moer veroorsaak as wat hy vreugde vir my gaan bring. So daar gaan hy nou, ek sit hom maar neer. Vrou lief, sal ek nou mooi verduidelik hoe werk hierdie keteltjie, dat sy in die toekoms sal weet dat die moer moenie in die koffie beland nie. Jy moet die suiwer koffie hou. Weet julle, Paulus skryf vir die Filippense. Hy's in die tronk, Paulus, en hy skryf vir die Filippense, sy eerste gemeente wat hy gestig het. En hy sê vir hulle, hoorie julle, daar's 'n klomp dwaalleraars daar onder julle wat allerlei dinge vir julle vertel en julle omstandighede is nie baie goed nie. En ek skryf vanuit die tronk uit vir julle. En die hoofopskrifie van die Filippense is dat ons moet bly wees in die Here. So hierdie boekie gaan oor hoe kan 'n gelowige ten spyte van omstandighede nog vreugde hê. En dis waaroor ek met julle wil praat. En vanoggend gaan dit juis oor hierdie uitsif. Nou Paulus sê hierso, hierdie lewe oortref alle ander dinge en bring vrede en blydskap ongeag die omstandighede van die gelowige. Gaan lees bietjie die brief deur terwyl ons in die volgende paar weke hieroor gaan gesels. Filippense. En dan wil ek vir julle vanmôre kom lees in Filippense 4. Vers 4 sê hy, wees altyd bly in die Here, ek herhaal, wees bly. En dan, hier in vers 8, gee hy die eerste tree van hierdie geheim. En daar's 8 tree, maar ek wil vanmôre met julle oor die eerste tree vat. En dis iets wat 'n ou moet gaan doen, dis 'n opdrag. Hy sê hierso, verder broers en susters en kinders, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees tussen al die gemors deur, daarop moet julle gedagtes rig. Met ander woorde, jy moet begin sif. Soos Marita Martin sê, as jy kyk, moet jy sif. As jy ruik, moet jy sif. As jy proe, moet jy sif. As jy voel, moet jy sif. As jy luister, moet jy begin sif. As jy al hierdie goed na binne toe laat kom, deur die vensters van jou siel, jou sintuie, dan kom plak dit aan jou vas. Dan kom steel dit vreugde. Dan kom maak dit 'n vreugdevolle dag en 'n dag vol moer. Ek kan nou vanmôre net op hierdie koffie fokus en ek kan na julle kyk en julle sê, luister, ek is eintlik nou nie lus om verder met enigiemand van julle te praat nie. Maar daar's soveel ander mooi. Wat ek doen is ek sif dit nou uit en ek fokus nou op hierdie pragtige bloeisels, die son, die omgewing. En hierdie sif word deur die Heilige Gees aan gelowiges gegee. Die vermoë om ten spyte van moeilike omstandighede, Paulus wat daar in die tronk sit, vir hulle nog te kan sê, hoor julle, ek is bly, julle kan ook bly wees. Dit is 'n goddelike vermoë. Dis 'n vermoë wat kinders van die Here het, maar nie almal van ons gebruik dit nie. Nie almal van ons is ingestel om dit te doen nie. Dit maak Christene juis anders as gewone mense, wêreldlinge. Die vermoë om te kan uitsif. Die vermoë om te kan sê, wow, alles is eintlik vanmôre oukei. Alles daar 'n klomp goed wat nie oukei is nie. Alles daar 'n klomp goed is wat in jou lewe de mekaar is. Al is daar goeters wat nie reg uitwerk nie. Hierdie vrede. En weet julle, ek worstel met dit. Ek kom by baie mense in hulle huise. COVID-19, dood, oop grafte, siekte. Alles is stikkend. Gat in die pad. Daar's nie meer robots wat werk nie. As ek hier in Rodepoort ry
Op elke lamppaal is dit vol honderde goeters geplak. Penile enlargement. Abortions. Ek sê vir julle, dis vir my verskriklik moeilik. Ek moet my oë toesluit, want ek kan dit nie hanteer, die vuil wat oral rond lê. Niks werk meer reg uit nie. Almal is onvergenoeg, almal is de mekaar. En die manne wat die leiding moet vat, beklei so onder mekaar dat daar niks verder gedoen word nie. Kos word al hoe duurder. Ag, ek kan vanmôre plaasmoorde. 'n ene broer met 'n hoed op wat vir ons vertel van die misdaadstatistieke. En hy's nie verras daaroor nie. Dis 'n vloedgolf negativiteit wat elke dag rondom jou is. En nou kom sê Paulus hier, en weet jy, Jesus het dit al in sy eerste preek op aarde gesê, hy sê, gelukkig is die man wat sy oë kan draai na God, wat so 'n bietjie kan blind raak vir sy omstandighede in die wêreld waarin hy leef en die groter prentjie te kan sien. Is dit nie awesome nie? Dat in jou en in my is daar hierdie vermoë om nog vreugde te kry, alles eintlik uitmekaar. Hy praat met Filippense en hy sê vir hulle, manne, ek weet waardeur gaan julle. Ek sit self hier in 'n tronk, my rug is flenters geslaan. My vingers is af. Ou Silas wat hier langs my sit en wat die brief moet skryf, die is net so deur die rottangs bygekom. Ons probeer maar vir julle hierdie briefie skryf, maar gelowiges het daai vermoë om te kan sif. Kom ons praat 'n bietjie vanmôre daaroor. Hoe sif 'n mens? Kom ek sê nou maar vir julle, dis 'n kragtadige inspanning. En dis nie maklik nie, dit gaan vir jou tyd vat. Jy gaan laterand ander paaie moet ry. Jy gaan jouself baie goed voorberei as jy uit die huis uit beweeg, as jy die televisie aanskakel, sosiale media, Facebook. Dis eintlik so 'n omvattende ding en dis hoekom Paulus dit sê, jy moet absoluut jou inspann vir hierdie negatiewe aanslag. En as jy dit nie doen nie, gaan dit aan jou kom plak. Dit gaan al jou vreugde steel. Dit gaan van 'n goue dag 'n dag maak wat jy eintlik nie meer wil hê nie. En dit lê in jou hande. Ons kan nie dit daar buitekant keer nie, broers en susters, en partykeer probeer ons. Maar weet jy wat? Stel jouself in, sê vir jouself, ek gaan nie meer daai pad ry nie. Daai rioolgat wat al ewig lek, ek gaan maar 'n ompad vat. Ek gaan nie meer na Rodepoort se sentrum binne nie, want ek kan net nie meer al daai stickers, miljoene van hulle. Ek het net vir myself gesê, Kirsten, stay away. Ek kyk nie meer nuus nie. Ek sif my WhatsApps wat ek kry. As ek sien dis 'n negatiewe WhatsApp, dan delete ek hom sommer dadelik. Ek is aktief elke dag besig. As ek in die oggend opstaan, dan sê ek vir myself, onthou Elmore, vandag gaan daar 'n klomp goeters gebeur wat gaan wil plak aan jou siel en jou lewensvreugde, wil kom steel en dit wegvat. Wees bedag daarop. Wees bedag daarop. Ek het hier nou neergeskryf. Soek alternatiewe. Kry ander dinge. Vermy mense wat jou in hierdie gat af. Gesprekke. Ja, ek staan partykeer en luister ek na gesprekke, dan sê ek net, ag Here, ek wil nie eens deel wees van hierdie gesprek nie, want dit gaan my in 'n gat afvat waarvan ek nie die bodem nie sien nie. Ek gaan liewer in die tuin stap, ek gaan liewer kyk hoe die bytjies en die blomme, ek gaan liewer slaan 'n struikstad wat 'n lieflike reuk het, en jy kan dit doen. Dis 'n keuse wat jy elke dag doen, en Paulus het dit gekies terwyl hy in die tronk sit, en hy sê vir die Filippense, jong julle, ek weet dit gaan moeilik met julle omstandighede, moeilike tyd waarin ons leef, ons kinders, help jou kind. Help jou kind dat deur sy vensters van sy siel nie hierdie gewoonte kom dat hy alles wat donker is nader trek en laterand kom plak dit aan sy siel vas nie. En weet julle wat? Die oomblik wanneer jy hierdie
opdrag begin nakom. Die neeweffek of die byproduk van dit, die fokus op alles wat mooi en goed en waar is, en dit is gesaai in elke dag, dan begin vreugde in jou hart borrel, en deur die krag van die Heilige Gees, word jy 'n blymoedige mens, ten spyte van. Ek bring dit na julle toe vanmôre. Ons as gelowiges, as kinders van die Here, ons kan nie kerk toe gaan nie, ons kan baie dinge wat ons ontneem. Goedes waaraan ons gewoond was, is net nie meer dieselfde nie. Maar ek en jy het hierdie vermoë. Die krag wat binne in ons woon. Onthou julle, ek het laasweek met julle gepraat, wie woon binne in jou gees? Die Heilige Gees. En hy gee vir jou hierdie vermoë. Mag vandag 'n dag vol van mooi vir jou wees. Begin oefen aan hierdie ding. Dit moet later aan sommer tweede natuur word. Later aan moet jy in die oggende kan opstaan en sê, well, this is the way I live. Daar is nie eens 'n alternatief nie. Ek lief julle baie, God lief julle. Hy wil vir jou kom blydskap en vrede gee in oorvloed. Amen. When you move, darkness runs for cover. When you move, no one's turned away. Where you are, fear turns into praises. Where you are, no hearts left unchanged. So come, move, let justice roll on like a river. Let worship turn into revival. Lord, lead us back to you. 'Cause when you move, the outcast finds a family. And when you move, the orphan finds a home. Lord, here we are. Teach us to love mercy with humble hearts. We bow down at your throne. Oh, so come, move, let justice roll on like a river. Let worship turn into revival. Lord, lead us back to you. Come move even more, Lord. Come move, let justice roll on like a river. Let worship turn into revival. Lord, lead us back to you. And King of all generations, let every tongue and nation surrender all to you alone, Jesus. And King of all generations, let every tongue and nation surrender all to you alone. All to you. Oh Lord, come, move, let justice roll on like a river.
Let worship turn into revival. Oh, lead us back to you. Oh, come move. Oh, and come move. Let justice roll on like a river. Let worship turn into revival. Lord, lead us back to you. Oh, come move. Let justice roll on like a river. Let worship turn into revival.